title of my message today is The Elephant in the Room. The Elephant in the Room. And it's a proverbial elephant, right? Wie van julle het al met iemand 'n meningsverskil gehad en julle dalk 'n ooreenkoms gehad in julle besigheid en dan verbreek die ander persoon hulle gedeelte of iets gebeur, né? En dan stap jy die volgende dag in Spar in en daar gaan Pietie daar in die sellery af as wat jy wou afgaan, daai selfde gangetjie waar jy nou eintlik wou gewees het. Dan loop jy onnodig lank daar verby die vrugte of daar verby die melk en die jogurts daar in Spar, net sodat jy en Pietie nie mekaar in die oë hoef te kyk nie, en ek Pietie, Sunny, Kosie, sorry wie ook al, okay? En daar's die gevoel, hierdie atmosfeer van, daar's 'n olifant in hierdie winkel nou, en partykeer is dit so, ek gaan spesifiek vanoggend praat oor church hurt. I'm going to talk on church hurt. Want partykeer stap jy op 'n Sondag in die kerk in, en daar's ook 'n persoon wat jy nie in die oë kan kyk nie. En jy is ongemaklik, en jy sukkel om jou hande op te lig, en alwaar jy eintlik die hele boodskap deurdink is, wat daai persoon aan jou gedoen het. En die Here kan jou nie noodwendig bereik met die woord nie, nee. En dis nie eintlik 'n onderwerp wat 'n mens baie preke van hoor nie, en selfs 5 weke terug toe ek ervaar het, dis waar ek gaan preek vandag, het ek vir die Here gevra, maar sê die Bybel ooit iets oor kerkseer? Ek het 'n baie dom vraag gevra. Want toe wys die Here net vir my uit, dat alles wat Jesus in die evangelies vir ons sê, oor mense verhoudings, spreek eintlik kwessies aan, wat ons vandag noem kerkseer. En die briewe wat aan die kerke geskryf is, the 21 epistles that Paul and the other apostles wrote, is about matters in the church, waar mense seer gekry het, waar dinge verkeerd gehandel is, waar leierskap uit lynheid was, en die briewe gaan ook oor kerkseer. En toe sit ek met 'n dilemma, want dis die Nuwe Testament, wat moet ek nou eintlik sê, en wat moet ek los? Want dis ek sê, Here, as alles dan nou eintlik oor dit gaan, hoe moet ek 'n boodskap bring in nie 'n te lang tydjie nie? En die Here het my so mooi gerig na een stukkie toe, in Matteus 7. So, julle kan saam met my lees. If you have your Bible with me, you can read with me in Matthew 7, verse 13 and 14. It says, "Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it." En ek het ook gedink, dit het verwysing na ongelowiges wat op die breë pad stap. Nee, is dit nie hoe ons dit interpreteer nie? En ek was soos, okay, maar ongelowiges gaan nie kies noodwendig nie, en miskien sit van hulle met kerkseer, maar wat van Christene, Jesus? En toe vat hy my na iets wat ook oor die nou poort gaan in Lukas 13, Luke 13. Verse 24 is on the board, but the verse before it says, "Someone asked him, 'Lord, are only a few people going to be saved?' He said to them, 'Make every effort to enter through the narrow door, because many, I tell you, will try to enter and will not be able to.'" Wie wil deur die nou poort ingaan? Die mense wat weet daarvan. Die mense wat hoor van Jesus en dat hy vir jou die ewige lewe wil gee en dat daar iets vir jou wag in die koninkryk van God. Dis die mense wat gaan probeer om deur die deur te gaan. Maar hy sê, baie gaan probeer, maar hulle gaan nie in staat wees om dit te kan doen nie. En ek het regtig baie tyd in gebed oor hierdie spandeer, en hierdie is my eie prentjie, okay, dis my analogie. Maar dit is gebaseer op wat Jesus self gesê het vir almal wat hy geroep het om hom te volg. Okay, so die muur is net daar dat jy besef daar's iets agter die muur. En agter daardie muur is die koninkryk van God en al die mooi beloftes wat God vir ons het. Dink aan al die beloftes wat Jesus alself vir jou gegee het. And this year, our theme for the year, our vision for this year is the year of renewed promises. So all the promises God has ever given you, and His kingdom is behind that wall, and you have to go in through that narrow doorway. En wat die Here net vir my wys toe is, dink so daaraan dat daar's 2 pilare wat hierdie gateway ophou, né? Hierdie poort ophou.
En dit is wat Christendom is. Die eerste een is 'n lewe neergelê vir Christus. A life laid down for Christ. That is true Christendom. Wanneer jy gedoop is, het jy verklaar aan almal wat kyk, ek sterf saam met Christus. Soos wat ek onder die water ingaan, sterf ek saam met Christus. Ek lewe nie meer nie. Me, myself and I. Elke stukkie van jou eie ek wat jouself wil regverdig in situasies, sterf in die doopbad saam met Jesus. En dan kom jy uit die water uit tot nuwe lewe saam met Jesus Christus, maar dis nie meer ek wat lewe nie, dis nou Jesus Christus wat in en deur my lewe, wat my by die tweede pilaar bring. Jesus, Lord of my life. Which means, if Jesus is the Lord of my life, I don't debate with him, I don't see my situation as the exception to the rule, but if he says something in his word, I say yes, and I obey, because he is Lord of my life. En dis ware Christendom, en dit is wat ek net ervaar het. Dis hoekom dit sê, baie mense gaan probeer om by die noupoort in te gaan, maar hulle gaan nie kan nie. Want hulle kom nooit so ver dat hulle eie ek werklik sterf nie, en dat Jesus waarlik Here van hulle lewe word nie. En glo my, Jesus het 'n journey met my gestap, dat ek is besig met hierdie, en hy is besig met my oor hierdie, en partykeer wil my eie ek ook opstaan, maar gelukkig, dankie Here, het ek 'n dag en 'n datum wat ek kan terugkyk na, wat ek gedoop is, wat ek verklaar het, ek lewe nie meer nie. Okay? Dan moet jy net jou eie ek weer terugskop in daai doopbad. Okay, herinner net jou eie ek. Nee, ek lewe nie meer nie. Dit is nou Jesus Christus wat in en deur my lewe, en hy is Here van my lewe, so wat ook al hy vir my sê, is wet. Nee? En nie om wetties te wees nie, maar dit is die hartsposisie wat ons inneem, dat as Jesus vir my vra om iemand te vergewe, al is dit vir my hoe seer, hoe moeilik, al verstaan ek nie wat gebeur het in my omstandighede nie. Niks gee ons die reg om nee te sê vir wat Jesus van ons vra, as ons waarlik kinders van God is nie. Alright. So ek het 'n illustrasie, as my manne gou vorentoe kan kom wat ek gevra het vir 'n illustrasie. Want hy gaan verder, ek wil hê julle moet dit sien, want nou wil ek pertinent begin praat oor kerkseer. So, as Renier almal van ons is, klim gou af. Ek wil gou eers praat. Renier, is jy almal van ons verteenwoordig, né? Maak as ook wie jy is, waar jy vandaan kom, wat jou situasie is nie, hy verteenwoordig jou nou. Okay, en dan Ilan, sorry Ilan dat jy hierdie posisie inneem. Hy is julle omstandighede of 'n persoon wat jou te nakom. Okay? Hy is wat ook al in jou lewe skeefloop en nie goed gaan nie. Okay? So wat gebeur is as Renier deur daai deur probeer ingaan, jy kan daar voor dit staan, is voordat Ilan op sy rug klim maar 'n ander ouetjie saam op sy rug. So Alvin, jy kan klim ou. En nou moet julle is 'n bietjie probeer dat Ilan ook kan opkom op 'n manier, al hang jy net so agter. As hy Okay, pas op. Lyk dit of hulle daar deur daai deur kan pas? Nee, okay, klim gou af julle. Dankie julle. So Renier kan deur daai deur gaan, hè. Dit lyk asof as met moeite gaan Renier alleen deur daai deur kan gaan. Kyk, ons gee vir hulle 'n klap, dankie julle. My punt is as volg, as Renier elkeen van ons verteenwoordig, né? En situasies in die lewe gebeur en mense kom teen jou en daar's meningsverskille en al daai dinge, dan is dit Ilan. Jy kies om hom saam met jou te dra van daai oomblik af wat jy kies om nie volgens God se woord te handel met jou situasie of met daardie persoon nie. Dan is dit asof jy daai bagasie op jou rug dra. Maar wat ek en jy as Christen nie verstaan nie is, dit maak die deur oop dat daar 'n ander maatjie saamkom met die naam Elvin. Hy bring sy buddy saam, Ilan bring sy buddy saam, wat genoem is trots. Okay. Elke keer wat ek en jy kies, Here, ek gaan nie luister na wat U vir my sê in die woord, hoe ek hierdie situasie moet hanteer nie. Is dit trots? It is prideful to tell God that I know better than you. I'm not going to listen to what you tell me how I'm supposed to handle this situation right now. And pride enters with your offense that you have against that person.
of in daai situasie, en ek is nie hier vanoggend, hoor my mooi, ek is nie hier om enigiemand se seer af te maak, asof dit niks is nie. God sien jou seer raak. Vir hom gaan dit oor hoe jy kies om dit te hanteer. Want as jou eie ek uit die dood uit bly opstaan, gaan jy altyd 'n slagoffer bly van wat aan jou gedoen word. Maar as jou eie ek dood bly, gaan jy in Jesus se oorwinning stap. It's the difference between a victor mentality in Christ Jesus, I am a victor, or a victim. I am a victim of whatever anyone has ever done to me. En jy gaan nooit uit dit uitkom nie, jy gaan al ewig om dieselfde ou bergie loop. En party van ons blameer nie net mense nie, ons blameer God vir ons situasie en wat aan ons gedoen word. En jy bly om daai bergie stap en jy wil nie glo en vertrou dat God 'n goeie God is nie. Ek gaan dan nou weer bietjie oor dit gesels. Maar wat sê Jesus vir ons? Hy sê ons is almal deel van een liggaam wanneer ons hom kies, né? En hierdie is wat ek wil uitlig voordat ek in die skrif verder ingaan, is community is our superpower as Christians. Gemeenskap van gelowiges is eintlik, as jy nou 'n wêreldse woord wil gebruik, ons superpower. Dit is een van ons grootste sterkpunte. Dink bietjie in jou lewe waar jy en ander gelowiges al saam gestaan het ter wille van Jesus en sy koninkryk. Hoe dit gevoel het asof maak nie saak wat teen ons kom nie, ons het hierdie ding saam en jy sien hoe God beweeg. Jy sien die wonderwerke wat God besig is om te doen. En ding is, ons onderskat hierdie en ons minag dit as Christene, want ons eie ek is nog nie heeltemal dood nie. Nee? So die duiwel weet hoe absoluut kragtig dit is wanneer ek en jy saamwerk. Dit is hoekom hy alles in sy vermoë doen om skeiding te bring. Dis hoekom hy alles in sy vermoë doen om jou tog net 'n bietjie offended met iemand te kry. Dat jy aanstoot neem met iets wat gebeur is of gesê is of iets. Hy loods alles in sy arsenaal teen ons, né? En partykeer is dit nie 'n groot bom wat bars nie, partykeer is dit die kleinste dingetjie, net 'n manier hoe iemand nie vir jou gekyk het of jou gegroet het nie. Ek gaan nou praat oor verwagtinge. Ek sal nou 'n bietjie gesels oor verwagtinge. Maar ek wil net julle bewus maak dat die duiwel weet hoe belangrik gemeenskap is. There's a scripture in the Psalms that says, how good and pleasing it is when brothers dwell in unity. It is like the oil that flows from Aaron's head, down his beard, down his robes. Moenie my laat huil nie. Lindy. Ons stap al 'n lang pad van laas jaar af oor hierdie onderwerp. Want julle, ons hart is soos Jesus se vir eenheid in hierdie kerk. How good and pleasing it is where brethren dwells in unity. En weet julle wat simboliseer Aaron en die olie? Dis 'n beeld van die liggaam van Christus en die Heilige Gees se salwing wat vloei van kop tot tone regdeur. En as ek en jy toelaat dat die duiwel kom en 'n wig bring tussen ons en divisie saai tussen ons, dan stop daai salwing. En God kan nie kom en werk soos hy graag wil nie. God is almagtig. Hy is so kragtig, julle, hy kan so baie dinge doen, maar hy kies om deur ons te werk. Die kerk was sy plan A om 'n verlore wêreld te bereik, nie ons se nie. Dit was sy idee. En as ons opstaan in geloof en ons vat hande saam en ons vertrou dat wat God vir ons sê is goed vir ons, en ons stap in gehoorsaamheid en ons luister na sy woord, en jou eie ek bly neergelê, man, dink jouself net in hoe ons 'n verlore wêreld op buite kan begin bereik, met die waarheid van die woord, en Jesus wat hulle vry maak van verslawings, en seer, en dood, en die donkerte, en die ewige pyniging in die hel. Maar kan ek en jy asseblief na vandag begin besluit om verby onsself te kom? Okay. Jesus sê vir ons, forgive. Ag, dis nie sy weergawe nie, hierdie is in Efesiërs 4, wat ook, die hele hoofstuk gaan oor eenheid in die kerk. But forgive as in Christ Jesus, God has forgiven you. Dis 'n punt wat ek nou by julle gaan los. Forgive as in Christ Jesus, God has forgiven you.
En dan wil ek julle vat na Johannes toe, want Jesus sê in Johannes, John 13, verses 34 and 35, Jesus says, "A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this all men will know that you are my disciples, if you love one another." Disciples are followers of Jesus. Like I illustrated, people who enter through the narrow gateway. Disciples of Jesus, following him, doing what he says, doing what he did, becoming more like Jesus. Disciples. So, sy opdrag aan ons is, ons moet mekaar lief hê, soos wat hy ons lief gehad het. En die konteks van hierdie stuk is in Johannes 13, waar oomblikke vroeër het Jesus, die Seun van God, almagtige God, sy knie gebuig. Ja, ons vat my knie. Het Jesus sy knie gebuig voor sy disippels en een vir een hulle sandale afgehaal en hulle vuil voete gewas. He washed their filthy feet, one by one, loving them, looking into their eyes, including Judas, who we also read in that passage, was about to betray him. En ja, ons kan soveel sê van Judas, maar hy sê hierdie aan die 11 wat oorgebly het nadat Judas uit is en hy gesê het, gaan doen wat jy moet doen vinnig. Hy sê hierdie vir die ander 11, wat net 'n rukkie later hom ook verlaat. Maar hy is nog steeds lief vir hulle, ongeag wat hulle doen. En hy gee vir hulle hierdie opdrag, dit maak nie saak wie wat aan jou doen nie, jy het 'n opdrag om mense lief te hê, soos wat ek hulle lief gehad het. Jy het 'n opdrag om mense te vergewe, soos ek vergewe het. En dis maklik vir ons om te sê, maar Christene is veronderstel om beter te weet, nê? Want ons gaan partykeer in 'n verhouding met 'n boetie of 'n sussie van Christus in en ons dink hulle weet alles wat ons weet oor die woord. En hulle het al dieselfde openbarings as ek en jy gehad oor die woord en oor goed. So daarom wil ons hulle nie verskoon as hulle uit lyn uit optree nie, nê? Maar ons moet onthou dat Jesus het voor die Fariseërs gestaan wat hom wou kruisig en dood hê, maar die Fariseërs en die skrifgeleerdes was die mense wat die woord geken het. Dit was die mense wat geweet het wat alles in die woord staan oor die Messias wat gaan kom. Maar tog, when Jesus stood before them, living and breathing, they could not recognize him. En hulle wou hom dood hê. En hulle het hom geklap en op hom gespoeg en hy het niks gesê of gedoen om homself te probeer regverdig of te verdedig nie. Inteendeel, toe hulle vir hom 'n reguit vraag vra, is jy die Seun van God, het hy net geantwoord en gesê, ek is. Maar hy het nie een keer probeer om homself te verdedig nie. Hy het vertrou dat selfs al lei dit tot sy dood toe, is dit die beste plan wat sy Vader het. En julle sien, die probleem is met my en jou, wanneer ons met situasies sit tussen ons en ander Christene in die kerk, is eintlik sê ons vir God, dat ek vertrou jou nie. Ek vertrou nie dat jou manier van hierdie ding hanteer, die beste manier vir my gaan wees nie. Selfs al moet ek vergewe en maak het my hoe seer, al moet ek uit my pad uitgaan om reg te gaan maak, al was ek nie die een wat verkeerd was nie, nê? Ek en jy moet eintlik by 'n plek kom waar ons so diep in die Here vertrou, dat ons weet dat hy gaan dit laat uitwerk vir my goed. En dalk nie dadelik nie, dalk jare van nou af. En dalk eers in die hemel eendag gaan jy sien wat die vrug was van jy wat gehoorsaam was aan wat die Here van jou vra. En die ander ding, wat van leierskap in 'n kerk, as leierskap uit lynheid is en verkeerd optree, if they are manipulative, controlling, narcissistic in a sense, how are we supposed to handle situations where leadership is wrong and hurting people? Ook daaroor sê die woord baie, gaan lees gerus 1 Samuel 24, ek gaan nie die hele hoofstuk nou lees nie. Maar baie van ons ken die storie van koning Saul en koning Dawid, en hoe Saul die eerste koning was van die Israeliete, maar die mense het hom gekies. Hy was nie God se eerste keuse gewees nie. En toe later, toe salf God vir Dawid, want Dawid was 'n man na God se hart, daai volgorde.
Dawid was 'n man na God se eie hart gewees. En ons sien dit wanneer ons kyk wat gebeur in hoofstuk 24 van 1 Samuel. Want op 'n kol raak Saul jaloers op Dawid. Dawid was basies in sy huis gewees. Hy het met sy een dogter getrou. Jonathan, koning Saul se seun, was Dawid se beste vriend gewees. Dawid het vir koning Saul op die harp gespeel om hom te kalmeer wanneer hy angstig geraak het en sy broek se bietjie begin bewe het en goed, nê? Dawid het 'n intieme verhouding met koning Saul gehad. En dan raak koning Saul jaloers op Dawid en hy begin hom vervolg en hy wil hom doodmaak, nê? So hierdie is een van die gevalle waar Dawid besig was om weg te kruip van Saul. En dan nadat hulle oorlog gevoer het, dan besluit Saul hy gaan 3000 man vat en hulle gaan nou vir Dawid gaan soek. En dan op 'n kol dan rus hulle so 'n bietjie en dan gaan hy in 'n grot in om sy besigheid te doen, koning Saul. En dan besef hy agter in daardie grot is Dawid en sy manne besig om weg te kruip nie. En is so dat Dawid kom nader en hy sny 'n stukkie van Saul se kleed af, nê? En wanneer Saul uitgegaan het, gaan staan Dawid buite en hy roep vir Saul. En hy wys vir hom. Nê? I'm going to read this 1 Samuel 24 verse 10 to 12. This day you have seen with your own eyes how the Lord delivered you into my hands in the cave. Some urged me to kill you, but I spared you. I said, I will not lift my hand against my master, because he is the Lord's anointed. See, my father, look at this piece of your robe in my hand. I cut off the corner of your robe, but did not kill you. Now understand and recognize that I am not guilty of wrongdoing or rebellion. I have not wronged you, but you are hunting me down to take my life. May the Lord judge between you and me, and may the Lord avenge the wrongs you have done to me, but my hand will not touch you. There's different passages in the Bible where God says, I will avenge. Vengeance is mine. I will repay. Los dit in die Here se hande, nê? Maar dit is nie dat die Bybel niks vir ons sê van hoe ons kwessies met ons broers en susters moet hanteer nie, selfs al is dit leierskap, nê? Dit sê vir ons, gaan eers self na jou broer toe en praat met hom in liefde. In liefde, in liefde, nie om te probeer hom oortuig dat jy reg is en hy verkeerd is nie. Jy gaan nie jou broer wen nie. Gaan eers self, en as dit nie gewerk het nie, vat 'n getuie saam met jou. En weer eens, nie iemand wat ook net so bitter as jy is nie, of seer gemaak is deur daai persoon soos jy nie. Vat 'n objektiewe party saam met jou. Take someone with you who's level-headed and sober-minded. En kyk of dit nie werk dan nie. Nee, en as hulle nog steeds nie wil luister nie, dis hoekom daar ouderlinge in 'n kerk is. En ek weet nie wat ons gaan doen as die ouderlinge probleem is nie. Maar dit is hoekom daar ouderlinge is, julle. En nou wil ek kom by verwagtinge, want my ding is, ek gaan net skiep tot daar, want verwagtinge, julle, ek het 2 goed geleer. Ons het 2 jaar terug het ons 'n boek gedoen, Emotionally Healthy Spirituality by Peter Scazzero, né? En later in die boek, dan het hy hierdie hele stukkie in 'n hoofstuk oor expectations, verwagtinge. Because the thing is, with expectations, we often get hurt, not because someone actually did you wrong, but because you had expectations, and either your expectations were unrealistic, onrealistiese verwagtinge, jy kyk van jou perspektief af na die situasie, en jy sien nie die hele prentjie nie, or your expectations were never communicated. You never communicated the expectations you had of that person. So as ek wil jou leer dat gaan in jou situasie, waarmee jy dalk worstel, waar iets wat jy dalk sukkel om te laat gaan, en gaan sit by die Here en vra vir hom, wys my, watter verwagtinge het ek in hierdie situasie van die persoon gehad, wat dalk bietjie onrealisties was. Hy het al soveel kere vir my goed kom wys, wat ek heeltemal gemis het. En as jy 100% seker is, jou verwagting is nie onrealisties nie, is die tweede stappie, het ek dit gekommunikeer? Het ek vir die persoon gesê, hoorie, ek het verwag eintlik, jy moet so optree teenoor my, of dat jy my moet groet, en goed, nee? En ons dink dis vanselfsprekend, julle party mense
ek het 'n wolkie waartoe ek gaan wanneer ek regtig in gedagte is, nê? En ek is seker daar's mense wat kwaad is vir my of aanstoot geneem het met my omdat ek hulle nie gegroet het iewers nie, maar dan het ek nie eers gesien jy's ook in Spar nie. Want my brein is by die lysie op my wolkie waarmee ek besig is in my dag. Verstaan, en dis nie 'n verskoning dat ek nie moet uit my plekkie uitkom en sien wie's om my en vriendelik wees nie, maar dis net partykeer vat ons offense omdat iemand jou nie gegroet het nie. Nee? So kommunikeer met die persoon en sê vir hulle, hoorie, dit het my nogal seer gemaak toe ons in daardie selfde partytjie saam was en jy het my nie eers gegroet daai oggend nie of daai aand nie. Kommunikeer dit met hulle, want dan gaan jy dalk dit dadelik kan oplos, want hulle gaan vir jou sê, ek is so jammer, ek het nie besef nie, my dag was so gejaag geweest, nê? Dadelik ontlonde daai ding wat jy binne jouself mee vroeg, nê? En as hulle dan nog steeds nie wil gewen wees nie, dan bid jy net vir hulle. Okay? Jy bid in elk geval reg deur die hele proses ook, maar dan los jy hulle oor in die Here se hand. Okay. Wat ek geskiep het nou is, net die vorige slide, Jess, dankie, is, as ek en jy by 'n plek kan kom, waar ons dit ernstig opvat, don't let the sun go down on your anger, nee, staan net voor dit, en dan sê dit, and do not give the devil a foothold, en dis mense wat dit sê, maar a foothold becomes a stronghold, if you leave it unchecked, want 'n foothold is nog okay, iemand trap net daar so vas in jou lewe, nee, maar as jy hom lank genoeg los en jy doen niks daaraan nie en hy kry meer vastrapplek en goed, dan hy maak sy pad oop in jou lewe en die duiwel kom en hy vestig 'n stronghold, né? In Corinthians it tells us to take every thought captive, né? En dan praat dit van God se manier van goeders hanteer, dat it is mighty to bring down strongholds. So what happens is, with the illustration earlier, is an offense may occur. Something might have happened to you, you got offended, you took offense, because offense is never given, it's only taken. You took offense, and pride crept in. But the thing is, pride is the root of all evil. So pride lays the foundation for things like bitterness and jealousy and hatred that comes in and makes a stronghold in your life. En dit vat bietjie meer om daai opgelos te kry, waar as ek en jy van die begin af oorgegee is aan Jesus en sy manier van goeders hanteer, sy weë, né? Kon dit voorkom gewees het as jy gesien het, wagge, daar's iets dieper aan hierdie situasie. As ek nie nou die persoon begin vergewe nie, dan gaan dit 'n stronghold word in my lewe. Don't give the enemy a foothold in your life. And please go read the whole Ephesians 4. Because it speaks on unity in the body of Christ. Please go read it. Vir my persoonlik, voordat ek met julle net weer gesels oor vergifnis, net omdat ek by die kerk werk, beteken nie ek het nie ook kerkseer nie. Inteendeel, ons is in 'n posisie baie keer om maar net 'n klomp houe te vat, en te vat, en te vat. En mense verwag van ons om dit aan te hou doen met 'n goeie Christelike gesindheid. Anyways, ek het so my ouers het ons groot gemaak in 'n Christenhuis. Ons het kerk toe gegaan, maar toe ek tienerfase geslaan het, wou ek nie meer kerk toe gaan nie, as gevolg van die mense. En hoe hulle een manier is by Sondagskool en 'n ander manier is by die skool, en ek het opgehou, ek net geweier, ek wil nie meer gaan nie. But God in His grace, years later, still saved me, 10 years ago, still saved me, brought me into His house. So for me, Leefgemeente is my very first church that I ever chose to belong to myself, okay? This is my family. When I set foot in here in 2016, I was like, this is my people, this is my family, this is the people I want to do life with, this is the people I want to run for the kingdom with, you know. Maar ons is deur 'n paar rowwe tye, en almal wat saam met my in selgroep was en Bybelskool gedoen het, daai heel eerste stukkie is al weg. Niemand van hulle is meer nie. Almal van hulle, insluitende Simon en Janie wat laas jaar gegaan het.
Maar deur dit alles het die Here 'n werk binne my gedoen. Because my siening oor kerk is nie my eie siening nie. He has birthed something in me over the years. He has given me his love for the church over the years. And there were times where my faith was so superficial that if it wasn't that I had a contract binding me to a workplace, I would have gone. I would have left. Ek sou opgegee het. Ek het vir die Here reguit gesê, Here, as dit nie was vir hierdie werkskontrak en omdat ek nie weet wat ek andersins gaan doen nie, dan loop ek. Waar dit net te veel geraak het, omdat nog iemand na aan my, nie almal wat weg is nie omdat hulle kwaad geraak het en weg is uit offense nie, mense het ook net weggetrek, hoor my. Maar baie mense het ook by 'n punt gekom waar jy hak in saam met hulle, ons hardloop vir die koninkryk, en ewe skielik kom hulle net by 'n plek waar, cheers, I'm out. All of a sudden, they're not with you anymore. And that hurts. It hurts. It literally feels like a piece of your soul being ripped away. And I had to walk my own journey of forgiveness and what it means, what Christ's love for this church means. And it's beautiful. And it took me from staying because of a worldly contract, 'n tydelike wêreldse konsep van 'n werkskontrak, het my gevat na 'n verbond met hom. We are in covenant with Jesus. As Christians, we are in a covenant, a everlasting covenant with Jesus and with each other. And it brings you back to a life laid down for Christ and Jesus, Lord of my life. Okay. The terms of the covenant, our side, dis ons kant wat ons moet nakom. So, in Matthew 18, we read about forgiveness. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times should I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 70 times 7. And the profound thing here is, Peter thought he was being smart. Petrus het gedink hy's oulik, want die getal 7 beteken volbring. The number 7 means completed. And Jesus was, okay, I see where you're going with this. But no, not just until you think it's completed, but completeness when God decides it's completed. So dit beteken ons moet aanhou en aanhou en aanhou vergewe tot ons ervaar daar's iets wat lig en ons is so lief vir daardie persoon dat ons ook sal afbuig en hulle voete was, soos Jesus vir ons gedemonstreer het. And then Jesus goes into this whole parable about a king and his servant. And the servant owes the king money, but he owes him an insane amount of money, where even if he worked his entire life, for the rest of his life, he would never be able to repay that debt. Never, ever. And the king wants to sell the man and his wife and his children and all his belongings just to get something out of the deal. But then the man begs for mercy, and he's like, please, please, Lord, forgive me. I will repay it, just give me more time. En die koning besluit dan, weet jy, ek sal alles skrap. Ek gaan alles uitvee. Alles uitvee. And then the man goes outside immediately after his own debt has been forgiven, and he walks into another servant who owes him 100 denarii. And from what Jesus is trying to illustrate here, I think it's not that much money as his own debt was. And then when the other guy begs him for mercy, he refuses to have mercy. But he's like, nee, betaal my nou terug, ek soek dit nou, en as jy nie kan nie, dan gaan ek jou in die tronk gooi. And then what happens is he throws him into jail, the other servant. And then the king hears about this. The king hears about it and he's furious. And he says, you wicked servant, I cancelled all that debt of yours because you begged me to. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you? In anger, his master turned him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. And then
This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother from your heart. Unless you forgive your brother from your heart. Nog 'n klein stukkie uit my eie lewe. Ek het toe ons gebou het, toe ons daar in Laerskool Volkskerk skool gegaan, nie skool gegaan het nie, kerk gehou het in die oggende op Sondag, nê. Het ek ook deur 'n ding gegaan waar nog een van my hartsvriendinne besig was om uit die kerk uit te beweeg as gevolg van iets tussen haar en iemand anders. En ek het regtig met dit geworstel tydens worship, want dit was een van die laaste Sondae wat sy ook daar was. En ek het toe net ervaar in worship, ek kan nie worship nie. Ek het ons 'n blok. En ek ervaar toe net hoe die Here in my hart spreek, nê. En hy sê, Nimmy, of jy kan aangaan soos wat jy aangaan, en die verwyte wat jy het vir mense, en elke keer as iemand net lyk of hulle besig is om te wil uitgaan, of 'n probleem te hê met ietsie of so, dan is dit asof ek self terugstaan, en ek is nie meer lief vir hulle nie, ek staan terug. Nee, en daar's klaar skeiding. En ek het net ervaar, Jesus sê vir my, jy kan aangaan soos wat jy doen, en hulle gaan aanhou om jou hart te breek, en jou hart gaan aanhou verhard. Of, jy kan kies om dit van nou af vir my te gee, en my te vertrou hiermee, en ek gaan jou hart vir die mense breek. Okay, ek het daai pad gekies, en ek kan regtig vir julle sê, 2 jaar later, dit is die mooiste pad wat die Here met my stap, hoe hy oor en oor my hart vir mense breek, selfs mense wat goed teen my het, wat goed teen my sê, en so ek kom al hoe vinniger by die plek waar ek hulle wil vryspreek en wil dat gaan, en nie iets in my hart teen hulle wil hou nie, en dit is 'n journey, dis hoekom dit is 70x7 keer, dis nie, ek het hulle vergewe, nou is dit verby nie, dit is 'n pad wat jy stap saam met Jesus elke dag. En laas jaar toe ons by 'n konferensie in Johannesburg, en ek het vir maande 'n pyn in my rug beleef, 4 keer fisio toe gegaan, 1 keer chiropractor toe gegaan, elke keer 'n bietjie beter en dan kom dit net weer terug, né? And we went to our conference, our yearly conference in Joburg, and a wonderful speaker, Mark Verigis, really amazing to listen to him, but he did a session on unity. And Louis and Lindy also went there, and he did a session on unity, and right after that he took us back into worship. And in that moment I could barely stand because of the pain in my back. I could barely stand, and I felt God say to me there as well, is there's someone specific I'm holding a grudge against, someone who used to be very close to me, I'm holding a grudge against that person, and I have to forgive now. And then I forgave that person, and immediately the pain in my back left. So die moral of the story is, daar's dalk onenigheid in jou huwelik, daar's dalk finansies wat nie lekker gaan nie, jou kind bly dalk siek, jy is dalk siek. Ek wil jou mooi vra vanoggend, deursoek jou hart, en maak seker, daar is nie dalk bitterheid of onvergewensgesindheid in jou hart teen enige iemand nie, en jy dink dalk dit is nie verwant aan mekaar nie, maar Jesus weet. Jesus weet. Dit is onmoontlik vir ons om te sê dat Jesus het my vergewe, maar ek is nie gewillig om my broer of my suster te vergewe wat iets aan my gedoen het nie, julle. As Jesus my kon vergewe, wie is ek om te sê ek sal nie daai persoon vergewe nie? So ons gaan nou, ek gaan nou net dat julle 'n video luister, en dan gaan ons bid en in worship ingaan weer, en my roep vir jou vanoggend is regtig net, maak werk saam met God met, is my lewe regtig neergelê vir Jesus, en is Jesus die Here van my lewe, dat ek gehoorsaam is aan wat hy van my vra. En dan wil ek jou nog verder challenge, ask the Holy Spirit to help you, because you and I cannot forgive without God. We need God's power to forgive. Dankie Jessica, nooi video speel. One of my great heroes is Corrie ten Boom. She's a Dutch Christian who hid Jews during the war. She was caught, and Corrie and her sister and her father went to Ravensbrück concentration camp. Her father and her sister Betsy died there. She's an amazing woman, and after the war she went and spoke to others about forgiveness. She was speaking in a church in Germany one time, and at the end of her talk she recognized the man coming up to her,
and she could see it was one of the most cruel guards from Ravensbrück. She pictured him as he was then. And as he came up to her, he said, I was a guard at Ravensbrück. He didn't recognize her, but she knew, she recognized him. She could see him, and she remembered walking naked past him. She said she felt so cold and so angry. He said, I've become a Christian now. I know I did some very cruel things, but I've received God's forgiveness for the cruelties I've done. And I ask God's grace for an opportunity to ask one of my very victims for forgiveness. Fräulein ten Boom, once you were forgiven, will you forgive me? And I could not. I remembered the suffering of my dying sister through him. But I was not able, I could not, I could only hate him. And then I said, thank you, Jesus, that you have brought into my heart God's love through the Holy Spirit who is given to me. And thank you, Father, that your love is stronger than my hatred and unforgiveness. That same moment, I was free. And I could say, brother, give me your hand. And I shook hands with him. And it was as if I felt God's love stream through my arms. You never touch so the ocean of God's love as that you forgive your enemies. Can you forgive? No. I can't either. But he can. Here Jesus, soos wat sy ook net getuig, ons kan nie vergewe nie, Here, ons het U nodig. Ons het U nodig. Here Jesus, en ek bid teen elke vorm van trots in ons harte, wat ons weerhou daarvan, om net na U toe te kom in nederigheid, Here Jesus. En te erken, ons het U nodig, selfs om iemand te vergewe en te laat gaan, om skoon te maak, Here Jesus. Om op te hou onnodige bagasie saam met ons te dra, wat ons verhinder om deur die noupoort in te gaan, Vader. Vra ek nou, Heilige Gees, dat U 'n werk in ons harte sal doen vanoggend, wat sal aanhou en aanhou en aanhou, totdat daai ding voltooi is, Here Jesus. 70 times 7, Lord. And beyond. Here Jesus, dat ons ook by 'n plek kan kom waar ons soos sy getuig het net van U liefde vir daardie persoon wat ons leed aangedoen het, Vader. Dat U liefde so tasbaar sal wees en dat ons eintlik so meer net hierdie oomblik saam met U het, dat ons nie eers meer bekommerd is oor daardie persoon nie, Here Jesus. U liefde wen altyd. Your word says love never fails. And Lord, I pray that you will help us move past that place where we always try to be right. We want to win the argument, but in the process we lose our brother and our sister, Lord God. And I pray that you will give us a revelation of how if we choose your ways and we walk in your ways, trusting that good will come from this and letting it go, that you will set us free, Lord Jesus. Come and set the captives free today. En ek wil net of waar jy is vir 'n oomblik dink aan jou situasie. Wat veroorsaak dalk bitterheid, onvergewensgesindheid? En of dit 'n persoon is of iets in jou liggaam of 'n situasie is wat dit aan jou doen. Vertrou dit in Jesus se hande toe. Gee dit oor aan Jesus. Nooi hom in jou situasie in. Sê Jesus, nie meer langer my manier nie. Dit werk nie. No longer my way, Lord God, but your way. I choose to lay this down at your feet. Thank you, Jesus. Môre almal. So ons is nou net so hier waar die Heilige Gees beweeg. Gaan ek net voortgaan want hy's klaar besig. Ek wil net gou vra het almal 'n sappie en 'n crackertjie gekry. As jy nie het nie, kan jy net jou hand opsteek, hulle sal vir jou bring. En aan die einde kan ons net ons koppies daar by die deure dan los. Alright. Okay, is almal gekry.
lyk so. Daarso. Okay. Right. Okay, ek gaan begin lees vir ons uit Hebreërs 9 van vers 13 tot 15. Under the old covenant, the blood of bulls, goats, and the ashes of a heifer was sprinkled on those who were defiled and effectively cleansed from outwardly from their ceremonial impurities. Yet how much more will the sacred blood of the Messiah thoroughly cleanse our conscience? For by the power of the eternal Spirit, He has offered Himself to God as the perfect sacrifice that now frees us from our dead works to worship and serve the living God. So Jesus is the one who has enacted a new covenant with a new relationship with God, so that those who accept this invitation will receive the eternal inheritance He has promised to His heirs. For He died to release us from the guilt of the violations committed under the first covenant. En dit is vir my so mooi hoe die hele boodskap net deurtrek. Want toe ek gaan stil raak oor hierdie stukkie, toe spring die woord natuurlik covenant uit, verbond. En hoe Nimmy ook gepraat het van die verbond. En hy vat my terug na 'n stuk wat ek gedoen het, 'n ruk terug, wat hy in my hart kom skryf het en regtig my lewe kom transformeer het oor 'n verbond en wat dit regtig beteken. En ek deel dit graag. Dis 'n vergelyking wat getref word reg deur die Bybel en dis die huweliksverbond. Tussen ons en Jesus Christus, ons bruidegom, ons die bruid. En die tradisie van 'n ou Hebreëse troue en hoe dit afgespeel het destyds, bring hy na vore. En ek wil net vir jou 'n stukkie wys. Dis net, ek gaan glad nie in detail ingaan nie, maar net 'n stukkie. Kom ervaar net wat Jesus vir jou sê as hy vir jou sê hy het vir jou 'n nuwe verbond vandag. As 'n man met 'n vrou wou trou, moes hy self 'n verbond gaan skryf, die ketubah. En hy moes hierdie verbond, in hierdie verbond het hy vir haar geskryf hoe lief hy haar het, hoe baie sy vir hom beteken. Hy het in hierdie verbond sy beloftes vir haar geskryf. Hy het in hierdie verbond vir haar vertel hoe hy vir haar gaan sorg, wat hy in sy gesin wil hê, wat hy van hou, wat hy nie van hou nie. Dit was sy verbond aan haar, spesiaal. Hy het net aan haar gedink, nie aan 'n ander vrou nie, net aan haar. En as hy hierdie verbond aan haar wil voorlees, as hy aan haar verloof wou raak, was daar ete. Soos ons nou vandag hier sit, ons hou mos nou 'n feesmaal. En hy het hierdie verbond vir haar gegee, en sy het geweet, hierdie is 'n lewenslange commitment. So sy het eers daai verbond gevat, en dit gaan lees. Sy het dit nie dadelik aanvaar nie. Sy het eers gaan lees wat staan daar binne. En terwyl die bruidegom dan vir haar wag, het hy wyn gegooi. En hy het nie net enige wyn nie, die beste wyn wat hy kon bekostig het hy gegooi. Hy het 'n slukkie geneem om te sê, ek hier, ek staan reg vir jou. Hy het dan al propose, as ek dit in Engels kan sê. En as sy klaar gelees het, en sy het hierdie verbond aanvaar, as teken het sy dan ook 'n slukkie geneem, en dan het die trompette geblaas, om vir almal aan te kondig, hulle is nou bruid en bruidegom, daar's 'n verloving. Maar dan het hulle nog nie getrou nie. Dan het die bruidegom teruggegaan na sy vader se huis, om vir haar 'n plek voor te berei. En dit het ten minste 'n jaar lank geneem. Maar die beste van dit is, hy het self nie geweet wanneer hy huis toe gaan om sy bruid te gaan haal nie. Net die vader het geweet. Net die vader het geweet wanneer hy sy seun gaan terugstuur om sy bruid te gaan haal. Nou wat was die rol van die bruid in hierdie tyd? Sy moes haarself afsonder. Sy moes hierdie verbond gaan leer. Sy het haarself voorberei. Sy het gaan leer waarvan hou hy nie, hoe om sy gunsteling disse voor te berei. En dan het sy afwagtend vir hom gewag, want sy het nie geweet wanneer hy kom nie. Dit klink soos ek en jy. Ons bruidegom is by ons Vader.
Hy is besig om ons plek voor te berei. En dis my en jou werk as bruid van Christus om onsself af te sonder van die wêreld. Dis ons werk om onsself voor te berei vir ons bruidegom, om te lees dit wat hy vir ons skryf in sy verbond, sy woord, al sy beloftes. En as ons vanoggend die nagmaal gebruik, daardie sappie wat die wyn verteenwoordig, sê jy vanoggend regtig ja vir sy verbond? Dalk recommit jy vanoggend, dalk is dit jou eerste keer, en dalk ervaar jy net dat daai vergifnis wat ons vanoggend van gepraat het, dat hy dit in jou wil kom bewerkstellig, want hy het die ultimate perfect sacrifice betaal vir dit. Sy liggaam wat gebreek is vir jou, dis sy manier van 'n nuwe verbond, met al sy beloftes, met sy liefde vir jou. Vat dit vas vanoggend, moenie hierdie oomblik laat verbygaan nie. En weet dat in jou afsondering, daardie bruid moes vir 'n jaar lank wag. Daar was nie SMS of WhatsApp of goedjies om gou net seker te maak, hoorie, ek trou nog met jou. Nee. So dalk voel jy in 'n seisoen van wag. Dis okay. Hy is met jou. Sy woord is met jou. Hy sal dit op ons hart skryf. So ek wil vra dat as jy verder sal bedien met die musiek, gebruik die nagmaal en geniet die verbond wat Jesus met jou sluit.